en welkom terug by Radio Bietjie Magrietjie. Ek is so opgewonde dat jy deel vorm van hierdie reis saam met my en ek is oortuig daarvan dat hierdie pad nog gaan lei tot groot dinge vir my bediening en soos ek jou leer ken, hopelik gaan ek jou storie ook nog vertel in die toekoms. Soos julle weet is ek 'n Christelike Engelse skrywer wat op my 50ste verjaarsdag weens omstandighede vrywilliglik verplig was om my hakskoentjies uit te trek, ons besittings op te gee en op nuwe avonture te gaan. Dikwels grondpad, maar nooit ooit in 'n sloot nie. Ek is nou voltyds tuiseskepper en versorging met baie ondervinding van verydelde drome. Ek is seker dat jy ook jou party het wat jy my kan vertel wat jy gedink het nou teen hierdie tyd al vir jou sou waar word. Steeds kan ek getuig van God se onverdiende voorsiening in my daaglikse brood, maar ook in sy teenwoordigheid in my lewe. Ek is 'n beroerte oorwinnaar en ek het 'n storie om te vertel van my wedergeboorte tydens hierdie gebeurtenis en hoe ek my lewe daarna in alle erns begin opteken het. Ek het soveel joernale, dit is eintlik ongelooflik. Ek kyk na hulle op my rak soos ek hier sit. Ek skryf oor dinge wat my hart aanraak en wat ek ervaar deur my lewe, dikwels halstarrig. Maar ek probeer regtig my bes om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees se leiding. Dit is inderdaad 'n daaglikse proses van leer en luister, maar soos wat Josua 1 vers 9 sê, my opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Weet julle hoeveel keer het ek al na daardie vers gekyk en gedink, ja, right. Ek het 'n diep vertroue in my hemelse Vader en spandeer baie ure in gebed. Meeste van die tyd met oop oë soos wat ek loop deur die dag, sodat ek nie oor my eie voete val nie. Ek neem my rol en posbeskrywing as vreeslike goddelike vrou baie ernstig op en soos julle seker al uit my skryfwerk agtergekom het, is ek baie dramaties, nes Dawid. Dit is regtig my missie om te dien in my hartstaal met 'n bietjie humor en padlangse gesprekke. Ek dink daar is hopeloos te min Afrikaanse gesprekke wat net sê wat elke dag in jou lewe gebeur, sonder om te veel na die Engelse taal toe te gaan. My skrywery gaan verseker oorlag met 'n traan en vloek sonder om vieslik te wees en te bid tot my knie te pyn en dan op te staan en my plek in te neem wat die Here reeds vir my voorsien het. Ek dink nie eers daaraan om my eie pad vorentoe oop te skop nie, want die Here weet ek gaan nie reg wees vir dit wat vir my daarvoor lê nie. Ek is veral lief om lofgedigte te skryf, net soos Job. Meeste van my gedigte is klaagliedere. Dan miskien moet ek nie Job uitgee nie, maar Jeremia. Ek is dol oor musiek en ek is redelik kunstig met wol. Daar's net iets in die koekerasie en knopery wat my diep kalmte gee. Dit is asof ek net kan wag vir dit om koud te word sodat ek kan begin brei nie. My doel met die skryf is om ander gelowiges wat smag na 'n ander verhouding, 'n nader verhouding met die Here, om julle te motiveer om aan te hou en uit te hou. As voltydse lofskrywer wil ek graag ander nooi om hulle stories met my te deel. Al doen jy dit anoniem, ek sal graag dit wil opneem en dan met ander mense deel, sodat jy hulle ook kan bemoedig. Onthou, ek kan nie mense aanmoedig wat nie in dieselfde omstandighede of soortgelyke omstandighede as myne is nie. Ek is gefokus op die uitdra van die koninkryk en doen dit deur middel van 'n digitale tydskrif en natuurlik my boekverkope. Dit sit letterlik brood op my tafel en ek hoop dat jy soveel inspirasie uit hierdie podcasts of potgoeie van my sal kry op hierdie radio, dat jy anders sal vra om by ons aan te sluit en intussen, dan kan ek julle voorstel aan die Bietjie Magrietjie Klub, wat net R35 'n maand is en wat jy elke maand 'n volkleur tydskrif in jou e-poshokkie sal ontvang, sowel as 'n WhatsApp weergawe as jy dit sou verkies. Ek vra nederig dat julle nie hierdie digitale weergawes aanstuur nie, maar liewer jou vriendinne vra om aan te sluit by die beweging. Indien jy my aanhaal op sosiale media, gebruik asseblief #BietjieMagrietjie. Sodoende saai ons oral magrietjies verander. Ek gaan binnekort vir julle in 'n volgende een vertel waarom het ek juis die magrietjie gekies
as my brand of my ambassadeur voorstelling, maar daar is nog baie te sê in hierdie tyd. So welkom en kom reis saam met my deur my lewensavontuur, waar ek dikwels tussen 'n mantel of 'n voorskootdag moet kies. Sien julle volgende keer.